Welkom hierso by ons vergadering vanmiddag. Ek staan in vir ons voorsitter wat in tyd staan lekker kuier. Ons spreker, Vincent Religious Brink, our chief speaker. Thank you very much. Dankie Pierre. Groot plezier, dankie. Okay, so I'm working in an English environment. So English is normally the language that I use for presentations. So if I jump between the two different languages, that's just me. Okay, good. So I've been in the society from 2003 already. So I've been here for a very long time. And I'm standing today here to talk about my experience that I had in Utah, Salt Lake City. I know I said to Almin, years ago, she had the opportunity of visiting Salt Lake City. Today, I'm standing in the footsteps of her moment, and I had exactly the same moment. And it's something that I think when you've been there, it feels like it's just not possible. So I'm going to share some of those not possibles. And then I know the last year or so, we had a lot of questions. Ons het vrae gehad oor waar gaan Family Search heen? Wat gebeur? Gaan die ding eendag 'n betaalplatform wees? So daar's al hierdie vrese wat ons bespreek het en vrae wat ons oor gevra het en ek dink vrae wat julle graag wil vra en vrae wat ons in die toekoms ook nog verder moet vra. Ek is die voorsitter van die Argiefraad van die Weskaap en Family Search, hulle het 30 mense van die hele Afrika kontinent genooi om deel te wees van 'n African Archives and Records Management Symposium. So dit het plaasgevind voor Rootstech. And then they said we could continue with Rootstech as well. But amongst those 30 archival staff and research staff and repository staff, I was the only genealogist. So you can imagine, it was like, oh, but okay, so my invitation was really linked to my role in the Cape Archives. So for many years, so you will remember, hy sal onthou Family Search mense met kameras en allerlei goed en hulle krap alles die mekaar. Hulle het vir baie jare navorsing gedoen en goed gedigitaliseer in die Kaapse Argief. Dit was hulle eerste digitaliserings by 'n staatsinstansie. Nou doen hulle verskriklik baie werk in Pretoria, KZN en dit was meer as 10 jaar gelede wat hulle die laaste foto geneem het in die Kaapse Argief. Dit is baie hartseer. En hulle het gefokus verskriklik op staatsrekords wat die tipe van goed wat jy gebruik vir land claims. Die goed wat ons nodig het vir afgestorwe boedels. Boedelinventaris. So Jaco, jy kan dalk wat se ander goed het hulle nog gekyk, maar hulle het alles die mekaar gekrap wat hulle kon waar daar 'n naam en 'n datum en 'n plek was. 'n Naam en datums plekke is wat ons nodig het. Nou kan jy dink vir 'n lang tyd het hulle navorsing gedoen nie. So nou probeer hulle baie hard om in die Afrika kontinent, Afrika content available te maak vir die wye wêreld. Goed, dit is die Family Search Library. Ek gaan vir julle hardloop deur 'n klomp fotos. Ek het 45 minutes en ek het 'n timekeeper aan die werk. En ek praat vreeslik vinnig. If I need to tone it down, Simone, dan maak jy net so. Ek praat te vinnig. I normally have somebody in the I keep my eye on it. Daar's so 'n gebou wat so lyk en daar's nog 'n gebou wat langsom staan wat ook so lyk. Waar hulle die geskiedenis van die Mormoonse LDS kerk en al sy geskiedenis is so jy twee geboue wat they look exactly similar, but the other one is more like a museum and you don't look at records there except if you can visit it, but you will get more access to the records if you're a member of the church. Hierdie library is oop vir almal. Hulle ouens 5 verdiepings hoog. En ek ons vra wat is daar onder in die kelder en hulle glimlag vir ons. Kyk goed. On my travels, I thought I'm going to see the vaults. Because that is what we always hear when we go and talk about Salt Lake City, where do they keep their records. Visiting the vaults, and we did visit the mountains, we did some playing in the snow. Okay, so they really took us up to the mountains, but not to the vaults. The vaults are really just for on invitation, and there's lots of security clearance that you need to get. So, een van us, wat ons koördineerder vir Family Search in Suid-Afrika is, hy sê het in sy tyd by Family Search, en dis baie jare, het hy nog net 2 keer die vaults besoek. Okay, so it's really just for officials. Was a little bit of a disappointment. I said, yes, kom, net om maar te staan. Not even at the door. Okay, so dis die naaste wat ons kon kom. Julle ouens, het was vir my groot teleurstelling om 'n biblioteek te sien. One of the levels had books. To get to a library, that thing looks like a library, and
CBT almost have more books than this place. So I said, now each different country, this is genealogy works. Okay, so this is family histories. This is what you see here, and histories about a specific country. It's different languages. So we said, remember, we were now in a group of 30 African people. So each one wanted to see their country's books. In the library science, we call this a bay. The whole entire South African collection is 3 bays. Was die teleurstelling groot? Groter as wat ek kan jou vertel. Jy staan daar en jy dink, kan nie wees nie. Dis nie moontlik nie. Kom ek neem gou foto's. Dit is 'n regte bibliotekaris en ek het nou nie van daai foto's hier gesit nie. Ek neem uit elke by af. Want ek dink, ja, ek moet gaan kyk waar hierdie boeke in Suid-Afrika is. En dan, so my vraag is, okay, dis in die middel van Amerika. Dis regtig ver. En die SAF, daai geel boeke, hulle vat sommer 2 rakke vol. Jy weet mos hulle, maar nou, daar's 'n een met 'n spine label en een wat gebind is in geel. Spine label geel, spine label geel. En ek sê, nou, wat is dit? Hulle het hom so waar gesny en hom ingeskyn. Elke boek wat jy hier so sien, dan vra ek vir hulle, ek kan mos nou sien die ding is ingeskyn. Ek sê, julle sit nie met die kopiereg nie. GGSA het die kopiereg vir die SAG, SAF. Dit is wat hulle gekry het toe GISA toegemaak het. Regtelik behoort daai copyright by GGSA. Het julle toestemming gegee? En normaalweg in 'n biblioteek sou jy nou 'n boek oopgemaak het en jy sal die bladsy gekry het van waar die toestemming, you've asked for permission were granted. I said, I've so long in GGSA, I don't know about any granting of permission for you to scan this in. Nou val ek praat met verkeerde mense. Hulle sê vir my, die kopieer in Amerika laat hulle toe. Dis 'n biblioteek hierdie. Al die goed is ingescan. Ek sê, wow, sjoe. As dit ingescan is dit beskikbaar in die biblioteek. Dis hoekom dit so netjies lyk. Niemand hoef, daar's 'n bietjie boeke wat die mekaar is. My oog het daai ding nou net gevang. Jy kan sien alles is vreeslik netjies. Jy sien die mense boeke rond gebruik en so aan. Hulle gebruik films, hulle gebruik online en so. Alles is ingescan. As jy by 'n rekenaar staan, want daar's rekenaars aan die kante van hierdie rakke, dan kan jy ingaan, jy kan hulle catalogus, kan jy gaan bekyk. As jy nou 'n soektog gedoen het, sê net oor Courageous, want daar's soveel goed online beskikbaar wat jy kan harvest in 'n versameling soos dit. Maar goed, Courageous het niks opgekom nie. Dan dink ek, okay, goed, brink. Maar as ook niks nie, wonderlik. Okay. So as jy nou 'n boek vind op hulle catalog wat vir jou die inligting gee, dan kan jy klik as daar 'n online dingetjie is, dan kan jy hom lees. Maar jy kan hom lees terwyl jy staan by hierdie rekenaar of sit by die volgende rekenaars wat ek jou gaan wys. Nee, ons gaan nou eers terug. So hulle het sulke werkspasies waar jy nou verskillende rekenaars kan kyk, films kan invoer en so aan. So dit is beskikbaarheid in 'n biblioteek. Ons gaan later in gesels oor is sekere goed beskikbaar hier versus daar versus verlede versus vernielede. Ons kan daai gesprek hê aan die einde. Hou net gou vir ons daai gesprek want ek weet daai vraag kom almekaar op. Goed. Digitalisering. Nou ons weet almal ons het sulke bokse met sulke goeters. En sulke audiovisual goeders wat nie meer gelees kan word nie, want die goed wat dit lees is al lankal weggegooi. En as jy nou deur ouma en oupa se goed krap, dan kry jy nog hierdie groot films ook. En allerlei kleiner kassette. Oei, okay, en ek het snaakse goed gesien in ek sê selfs by die Rootsteks workshop symposium wat nou mos hierna gevolg het almal gefokus om mense se werke wat soos op hierdie kassette en snaakse goed. Jy sien daar is 'n snaakse ding. Hy lyk of hy nie terug is, maar ek weet nie wat hy is nie. Daar's allerlei vorms van dinnerstrippies, films wat ek gesien het, maar die mense fokus so om hierdie goed vir mense leesbaar te maak en ongunbaar te maak. Maar hierdie biblioteek is so fantasties. Ek wou net so op en af op. 'n Vertrek groter as dit of 'n area groter as dit. Het verskeie van hierdie snaakse lesers. Jy sien daai snaakse leser daar. Verskeie van die snaakse lesers. Wat daar rond staan, mense wat daar sit, oud en jonk. En ek het nou vir die eerste keer gesien dat hierdie 'n navorsingsveld is vir jong mense ook. So oud en jonk kom daar en mense is altyd baie vriendelik. Sê ek net maar, waarna kyk jy? Nee, ek is nou besig om dit en daai gedoen. Ek sê net maar, waar kry jy die masjiene? Hulle kry dit as skenkings. Elke masjien wat hulle kry, hou hulle. Ek sê julle dan, you're getting so many machines from so many people. Ja, ons hou hom in die stoor. Dis nou die onderkant van die biblioteek. Hulle hou hom in die stoor vir ingeval daai ding nou breek en dan nog ene is. Okay, so hulle koop niks van hierdie toerusting aan nie. Dit is alles skenkings. So hierdie snaakse tipe van toerusting wat jy nou daar sien. Dis ek maar leer julle die mense, ek kom nou daar, ek het nog nooit in my lewe met so 'n konkoksie gewerk nie.
En hulle wys dan hoe jy dan digitaal in 'n formaat kan sit. Wie help my? Daar's 'n persoon wat daar rondhardloop. Hulle leer die skill, hulle leer sommer nou 'n nuwe skill en hulle kom sit daar en daar volgens die mense. Kom sit en werk hulle in hulle eie navorsing. En hulle digitaliseer hulle eie werke. En wanneer hulle daar uitstap, stap hulle uit met 'n stok en dit iets wat hulle kan byvoeg met hulle navorsing. Ek sê vra julle dan nie dit hierdie goede nou by julle gehou moet op word. Jy kan maar so dink. Give and take. Libraries are always give and take. Nee, dis nie, jy vat dit weg. We're not interested in your research if you don't want to donate it to us. Ek sê dit net vir julle lede. Enigiemand kan kom. Ek kan nou gaan sit dit met 'n snaakse ding. Volgende keer vat ek 'n snaakse ding saam en kyk of dit werk. Nou, hulle het oorfone en allerlei sulke dinge. Hulle het sulke klein kamertjies ook. Die argiefmense waarvan ek nou mos nou een was, het gegaan om dit te sien. Hulle wil sien hoe digitalisering gedoen word in Salt Lake City. En hoe dit gedoen kan word in any African context. Nou, hierdie is onmoontlik. Hierdie is masjiene, jy kan sien hulle is massief groot. Dis so moeilik want hulle wou ook nie vir ons toelaat in hierdie area nie. En dis die bokant van daai masjien daarbo. So skrikkelike goed. En dan kan jy van die mense sien wat daardeur gaan. En jy kan sien daar's 'n klamp digte glas ook hierso. En dan het hulle indekseringsarea net langs dit, wat mense nou werk met die beelde wat daar is. So dis redelik ouer mense wat daar is. Ons sê maar is dit betaal julle vir hierdie mense. Dit is highly skilled. Elke image word mooi bekyk en dan geplaas. Hierdie image word nie net gescan, tjik en daar gat en elke een word gekyk of hy op die standaarde wat 'n mens ons nou gebruik vir digitalisering. Hierdie is films, boeke, baie rare materiaal. Ek het gevra, ek wil graag weet wat se masjiene hierdie is. Ek het nog nie 'n lys gekry van wat se masjiene hierdie is nie. Maar hulle doen nie digitalisering op hierdie manier in enige ander plek dis net in Salt Lake City as hulle daarmee werk. So in Suid-Afrika het hulle nie eens digitaliseringsmasjiene wat soos hierdie goed mee werk nie. Dit is alles volunteers. As jy nou tyd spandeer het saam met die LDS mense, gaan jy sien dis 'n calling. So jy skenk jou ure jou tyd. Jy word nie betaal daarvoor nie. En dis normaalweg enigiets van 1 jaar tot 2 jaar, dit kan langer wees. So hierdie mense het 'n calling vir dit, hulle doen dit, hulle leer die skills. So jy kan kom, het niks se skill en hulle leer vir jou en jy vorm deel van dit. Nou hierdie goed wat jy hier sien, so dingetjie daar. So jy kan jou eie boeke gaan inscan. Dan as jy iets vind en jy wil net gou vinnige scan doen, kan jy jou eie scan doen. So daar's 'n hele ry van hulle, hele vertrek vol van hierdie goede wat jy jou eie scans kan doen en die sagte ware is daar. CPUT het een van hierdie gekry by Kiesmandjies. Ek kom van Amerika en ek kan hom by Amazon ook bestel. Fantastiese ding. Baie maklik, enige iemand kan hom in sy spasie baie goedkoop en die kwaliteit van daai ding. En die sagte ware laai jy af. Dis hulle het 'n platform wat jy dit aflaai gratis en dis 'n voet. As jy nie met jou hand die ding wil blaai nie, voet jong. En Jaco sal hou daarvan, daar's daai geel knoppetjies dingetjies. Sien jy daar? So Jaco is of vir die baksteen op die punte van die boeke te sit hier. Hulle het sulke knippertjies. Of die boontjie sakke. Dis amazing. Daar's 'n hele vloer wat so lyk. Het 'n paar skerms. En dan kry jy hierdie snaakse lesertjie. Nou julle wat al by CPUT gaan kuier het, weet as ek 'n groot masjiene, ons het hierdie moderne masjiene en die goed is altyd so 'n balkie goed. Ek sê vir hulle maar, het julle nie van hierdie leftovers wat ons kan kry nie? Hierdie ding is so groot soos 'n skoenboks. En hy daai ding is so fantasties en hy zip. Dis nie eers 'n kwessie van so nie. En jy stop hom. Nou het ek 'n dame gevra. Sy sit daar met hierdie films. Dan sit sy met die een skerm waar die film draai of die film nou kyk. Die ander skerm sit sy met Family Search oop om te kyk of sy nie dalk die beeld kan verstaan nie. En die ander besig om self stamboom op te bou. Ek sê, "Hey, okay, hierdie het ek nog nie gesien nie." Persoon wat ouerige dame. Ek sê vir ek sê, "Jy goed staan Frans." Ek sê, "Verstaan jy Frans?" Sy sê, "Ja." En ek kan 'n knoppie hier druk en dan kan hy vir my vertaal ook sommer. So ek sê, "Fantasties." Okay, so jy hoef nie enige taal te verstaan wat daar vir jou is nie. Hulle sagte ware is so ontwerp, want hulle met multikulturele taalgoede is taal die laaste paar jaar die fokusarea gewees vir die LDS om te kyk dat hulle net goed meer verstaanbaar kan maak. So jy kan aan hulle programme kan jy mos nou die goed vertaal. So hulle records is ook vertaalbaar, maar dis nie net vir mense wat daar sit nie. Ons kan dit ook doen. Groot skok. Soos wat my hart uitgegaan het oor die boeke in die biblioteek, hierdie ene kon ek nie hanteer nie. Julle weet ons het amper so 3000 films by CPUT. En ons weet nie eens wat ons alles het nie.
Ons gaan nooit eers weet wat ons alles het nie. Nee, maar ons gaan nie goed inscan nie. Ons gaan 'n affiliated library skep en dan sê jy sommer net druk 'n knoppie. Kan ons nie goed inscan? Nee man, dis nie nodig nie. Hierdie is die skok van die lewe. Hierdie 500,000 en dis nie al nie. Hulle sê in die basement is daar nog meer. Hierdie is maar net films wat mense die meeste gebruik het. So, hulle ruk toe nou daar 'n paar films uit en hulle ruk hom eens oop en ek dink, "Ai, maar ek kan nou rukkie mos die ding nie so nie." Maar goed, dit is nie die skokkie. Om te weet, wat soek hierdie goede daar? Mense wag ons op Family Search. Ek druk 'n knoppie, ek is in die biblioteek, alles elektronies. Ek kom met 'n wow moment en ek het nie hierdie wow gekry nie. Hulle sê vir my, die ooreenkomste met die eienaars van hierdie films was dat die ding in sy filmformaat vir ewig sal bestaan en niks anders dan nie. Because there's different contracts with owners, and the owners signed at some point that this will be a film in film format. It is not online. These and a lot more. This is only the films that most people use at the moment, but there's a lot more films that will never be on Family Search. So ek sê nou maar, hoe kry ons toegang tot hierdie goed? Nee, jy moet maar kom kuier. So jy moet maar kom kuier, maar as jy nie eens weet waarvoor jy kom kuier en wat jy gaan vind en wat jy nie gaan vind nie, hoe weet jy? How do you know what contracts is in place for what? And I think knowing that, I thought, a lot of the things that we see gone might have been open and now suddenly it's closed because they're looking from a legal perspective at each contract. They've got a legal department going step by step by step by step by step. So if we see things going gone, and how will we know? So you need to send an email to say, what was the contract with this and so on and so forth. Okay, long story, but I don't think a lot of South African records would be impacted in this way. Okay, so just know it's a shock. In oral histories, recordings, dit is klein seminar rooms. Maar dit is nou groot ding in die Afrika content, waar mense se oral histories opgeskryf word. Maar dis 'n praatjie op sy eie. Hoe hulle dit doen, die belangrikheid daarvan, hoe mense betaal word om unieke name op rekords te voeg, hoe jy jou eie recording, nou is ook wie jy is nie. Jy kan jou eie recording vandag plaas, en dit is van Januarie kan jy jou eie recording plaas, en het translate in whatever language jy ook wil. So jy kan ouma en oupa se gesprek vir jare hoor as jy wil, jy kan hoor hoe klink 'n taal, en jy kan sê, ek soek die taal nou in Engels. Jy kan dit vandag doen, jy kan dit vandag as jy by Family Search ingaan, gaan jy dit sien. Hierdie wow goed, en die impak van taal, en die impak van recordings, into stories. Want wat hulle doen is, hulle vat die recording, wat sinema gedoen word in Zim. Ek en Jan het nou 'n lekker gesprek gehad, en ek en Jan het nou gesels, en ons het nou 1000 name opgeteken wat Jan kon onthou. Maar ons het vir, even, jy gaan nou kyk na wat ek en Jan gesê het, of ons nie die nonsens praat nie, want ek en Jan praat Afrikaans, en jy praat Afrikaans, jy gaan nou gou kyk of Jan nie die verkeerde goed hier want soos Jan werk met die rekord, moet Jan nie goed opteken ook. Jan teken al die name op, en Jan voer dit in die stelsel in, vir elke naam wat Jan invoer, wat die stelsel nie het, moet Jan betaal. So jy gaan vir hom double check. Okay. En dan gaan jy sê, Jan gaan nie meer werk vir ons nie, want Jan jok. So dis hoe hulle werk, so dis hoe hulle werk met oral recordings. So oral recordings are not just done in a record, there's a person looking at the work that you are doing, in the language that you are doing. And they only use people that can understand the language and come from the community. That's a good thing for genealogy and for research into, and they're focusing on India and China at the moment, quite a bit. They're investing a lot of money in that. And then in the African content, they started a few years ago, they already have good links. Nou, ek het met Jan gesels, dus geaudit. Jan het sy name ingevoer en Jan is betaal. Nou moet Jan met my weer 'n afspraak maak. Want jy moet sorg dat Family Search uitdruk van Jan se navorsing kom dan in boekvorm na Jan toe terug. En dan sê hy baie dankie. En dan neem ons 'n foto. En dan sê hy, "Ja, jy's fantasties." Vir die eerste keer is jy kan nie skryf nie, jy kan net praat. Jou family storie is opgeteken. Elke persoon wat 'n oral history met 'n persoon soos dit doen, kry klein afskrifie van daar. En hy kry dit in die taal waarna hy dit gedoen het. Maar as hy dit in 'n ander taal wil hê, kan hy dit in 'n ander taal ook kry. That's amazing. Can you see the PR work that's being done? Because of that,
other person looking at what's been done. Ons kan nie so lekker kroekie. Nou het hulle hierdie klein kamertjies, dis nog steeds in die Family Search Library, en julle sal sien die etnisiteit van die mense wat hulle dien in Amerika, en die inligting wat versamel moet word. So jy kan daar gaan lekker sit, jy kan jou eie inligting, of jy kan jou opname, maar jou opname kan gevideografeer word daar. Okay, dis die hoekie daar. Dis 'n videografeer hoekie. So jy kan daar gaan sit en jou verstelling doen. Of as jy nie wil hê enige iemand met jou luister nie, kan jy hier gaan sit of jy kan daar gaan sit. Dan hierdie ding in die middel van die vloer. Hierdie ding staan soos hierdie vertrek hier in die middel van die vloer. Hy lyk soos 'n huis. Dink ek, Jesus, dit is nie slim nie. As jy nou regtig waar net gemaklik wil wees, ek gedink ons kan sommer 'n gesprek hier voer, dan lyk hy so. Dan sit jy lekker in gesels met iemand in 'n huis waar jy deur toe maak en dit voel soos jou sitkamer. Jy gaan maar so baie meer uitkry as jy koffie en tee daar aanbied. So die manier hoe bibliotekariërs dink en die manier hoe hulle dink om mense gemaklik te voel. You know, to talk. Dit was vir my, wow. Ek kan nie so gesê, ek was bietjie teleurgesteld oor die boeke en die films, maar ek gaan nou vinniger vorentoe beweeg. Ouens, jy kom so in, en jy dink as jy in 'n spaceship, kan jy die dak sien. Nou, alles vloei in sulke sirkels. Die toonbanke is in sirkels, die inligtingspunte is in sirkels. Jy beweeg op hierdie matte en alles is so, jy kan alles die branding sien. Alles is so groen en grys en so aan. Alles is rustig en alles lyk soos bome. Jy kan sien daar is so 'n paar blare wat daar en alles is familie, geskiedenis en foto's, doen dit en skenk dat en so aan. As jy inkom, is die area waar daar bietjie meer geraas is mos altyd. Waar die navorsingsareas in die onderkante is. So hier kom jy, as jy jou Family Search trees, myne is so ver as 19 generasies ver. Dit ontplof daar. So as jy daar onder navorsing gedoen, dan sê hulle vir jou, kom op en kom druk gou die ding uit. Ek sê, wat moet ek betaal? Ek sê, gratis. Ek sê, kan nie wees nie. Ek sê, ja, so gratis. Ek sê, dit is onmoontlik. Ek het huis toe gekom met 'n paar van hierdie. Okay, en dan gee hulle sommer vir jou verdere opleiding van, as jy na jou familieboom kyk, hoe kyk jy na die bronne, hoe kyk jy hom verder vat, waar is daar probleme, waarna moet jy kyk, alles kry jy daar. Maar almal is besig met hulle eie goed, so jy is nooit te doen hier met iemand langs jou nie. Natuurlik, die hand sanitizers is ook oral so. So hier is net so 'n paar van die ander foto's van die ander kant af, julle kan sien hoe lyk die ding. Dis werksareas. Ek julle gaan nou sien maar hierdie middelste ding het sulke kante met skerms waarop jy nou kan sien van wat se fantastiese mense jy familie is, hoe jou bome is, wat het gebeur in die tyd toe jou oupa geleef het. Jy kan dit sien in hierdie groot skerms. Ons staan daar, ons go, wow. Maar nou hierdie Afrika mense van ons, wat het gebeur in hierdie tyd toe this country was colonized. Wat het daar gebeur in Amerika? Wat het daar gebeur in Europa? Daai tipe van inligting kry jy daar met hierdie skerms. Ek kon nie genoeg kry van dit nie, maar nou moet jy staan daar en jy moet met hierdie skerm speel. So ek het nooit tyd gehad om met hierdie skerm te kon speel nie, maar dit het net vir ons almal gehaal. Net om te sien hoe jy jou navorsing in 'n tydgeleef plaas en hoe jy verbonde is aan die groter wêreld. Jou navorsing mag maar net so klein begin. Die hele gedagte was om mense te laat sien, when you contribute, when you're archive manager and you've got a lot of records, please contribute. Make your records available. And if you don't want to make it available for Family Search, make it available for your community. So ons het baie gepraat oor die community se betrokkenheid, government wat versamelings vashou, samelings in stoorkamers plaas. Ons het baie oor daai tipe van dinge gesels. Where records are not made available. En dan is die enigste opsies maar oral histories. So as jy inkom, hey, kyk, hierdie hele ding was 'n PR exercise van notes. Ons kon geleer het van wat mens kan doen. As jy by 'n rekenaar kom, nog voor jy begin inlog, maar jy moet inlog. Ek het gedink ek gaan nou, hey, ek is daar. Ek hoef nie in te log nie, ek druk net 'n knoppie, dan gaan ek elke ou wat hier so kom log in. Sy eie account. Maar nou kan jy op hierdie ander goed ook inlog. Maar jy weet mos nou, almal van hulle het passwords wat jy nou maar moet. So elkeen van hulle identifiseer jou as wie jy is en waar jy is. So al sien julle daar, hulle is ook nie gratis en oop soos nie. Ja, al jou passwords moet jy maar saamvat. Gelukkig het ek 'n blaadjie saam gehad. Want jy kan nou nie al hierdie goed nie. Dis mos alles gein op jou rekenaar. Jy druk 'n knoppie en dan gat jy. So daar's nog baie meer van. Soos wat jy aangaan, kan jy nou deur die skerms gaan en kyk wie hulle partners is. Hierdie partners het ons gesien in Rootstack ook. En hierdie partners is groot. En ek het nooit gedink dat jy voel jy praat met MyHeritage. Dis asof jy en dan langsom is Family Search en langsom is Ancestry en hulle booths is so groot soos die biblioteek in 'n saal.
beweeg van een area na 'n ander area, net mense wat jy hoor val van hulle wat daar werk. Jy het nooit geweet die integrasie, dis asof jy amper praat met dieselfde organisasie. Elkeen van hulle staan op hulle eie bene en hulle kompeteer nie met mekaar nie. Hulle sien mekaar as groot vriende. So hierdie was van die ontploffings wat ek beleef het. Maar hierdie goed wat hulle vir ons uitgedruk het, so julle kan sien. En as jy nou op die rand te gaan, dan kan jy nog verder gaan. Okay, so van hulle was 19 generasies ver. Dan val jy amper asof jy van die ander van die wêreld afval. Die kleurindikasie maak dit baie nice. Ons het kleurprints gekry. En ons het baie gespeel met rekords wat verbonde is aan dit. Bibliotekaris. As daar nie 'n rekord is nie, dan grom ek so bietjie. Want ek is 'n navorser ook. Ek wil weet waar, hoe, wat en ek wil hom kyk. Ek wil hom self sien. En moet asseblief oop wees. Hulle het vir my 'n ding uitgedruk sodat ek dit kan wys as ek aanbiedings lewer. Wat ek nou nie vandag saamgebring het nie. Om die bronne en die kleur van bronne aan te dui en te sien waar is daar gapings waar jy as 'n navorser bydra kan lewer. So dit help nogal as jy daai gapings so sien. Julle moes al dit gesien het, die bronne en die kleure. So ons het heerlik gespeel en dit was nie so maklik nie. Ek het gedink as ek nou by die baie dooies kom wat nou al 2 generasies dood is, dan gaan daar mos nou iets ontplof. En dit sê vir my dit gaan gebeur. Ek sê, maar dit dan nou na ure nog niks gebeur nie en ek sit net goed by. En ons gaan op wille strate af, maar ons kom nêrens. En toe op 'n stadium, ek sit so, nou is ek moedeloos. Ek sê maar ek kan sien in julle rekord het julle duplikate. Ek het diene ingevoer, julle daai ene, is dieselfde persoon, datums dieselfde. Omdat hy 'n rekordnommer het hier en 'n rekordnommer daar, wil die goed nie met mekaar praat nie. Nou sit ek by 'n rekenaar en dink ek, "Jesus man, ek kan mos nou sien die ding is daar." En dit is nie soos in ancestry waar die goed net amper spring na mekaar toe nie. Hier moet ek iets gaan doodmaak en iets heg en iets afval en ek moet sê hoekom ek kom afval en wie ek is. Ek sê dit aan my oupa man. Nou sê sy vir my, die name is te almal dieselfde. Ek sê ja, dis al die generasies is so. Dit is maar in Suid-Afrika so. Dit werk maar in ons land so. Ons almal die mekaar. Ek sê, maar hierdie ene weet ek spesifiek. Se datum is 1917. Dit kan nie 'n ander ou nie. Nou sit ons daar. Nou moet ons hom afval van die stelsel af. Ons moet nou sê hoe ons hom afval. Maar die lekker ding is, dis die eerste keer dat ek in 'n biblioteek sit, waar ek by my rekenaar sit, moedeloos raak en dink, ek is nie meer lief vir family searching. En hulle sê vir my, as jy vashak, op die stelsel spring daar dingetjie vir jou op. Jy haak nou vas, jy soek help. Dan moet ek sê my rekenaarnommer is nommer 10. Ek sukkel om die ou te heg. En dis in my familieboom. Dan sit ek. So 2 minute later, woep, ek het sommer 2 bibliotekarisse gehad wat direk op my gespring het. Ek spring hulle op en ek kry sommer een vir so 10 minute by my wat kom sit en sê kom ons werk om. En toe sy sit en werk saam met my, gebeur die ontploffing. Yes. Toe voel ek hom so goed. Toe dink ek hoeveel jaar werk ek in biblioteke nie. I'm working in libraries, but I can't provide the same service. I've never seen a system where I can provide that service in any of our libraries. En hoe lekker gaan dit wees nie. As jy nou in 'n netwerk is van genealoë en ek sê, hoi, I don't know. And somebody can take charge and somebody can look. Jan, jy weet dit kan gebeur in IT environment waar jy groot maatskappy het, maar om te sien hoe dit kan gebeur in family search, amazing. Okay. Ons gaan net vinnig beweeg na wat doen family search. Hulle het ons baie aanbiedings gegee oor die volgende. So hierdie donker areas. En dis iets wat julle moet weet. En dis vra antwoord wat ons het. As julle kan sien waar hulle fokus. En hulle werk nog steeds met kameras, maar hulle werk met kameras wat hulle mount. They mount cameras and they've got a device that you can with your hand or with your feet. They work with a lot of government records, preferably loose records that they try to scan in. So dis die kameras wat is donker spasies is waar hulle die meeste kameras op hierdie stadium het en dan in die midde. Jy kan sien ons baie min in die middel van Afrika, maar jy kan sien hoe ernstig fokus hulle op China. Kan jy sien? Hy is donker. Daar is China. En jy kan sien hulle fokus 'n baie groot gedeelte op Suid-Amerika. En ek gaan nou vir julle sê die probleem wat ons gekry het en dit is wat Wayne vir ons verduidelik het. Die hele family search blocking kom as gevolg van daai land. Ons gaan later ek weet nie of Nikkie met julle gesels het nie. As gevolg van daai land wat gesê het, wat julle ooreengekom het in die verlede om oop beskikbaar te stel, mag nooit oop gewees het nie. En toe blok hulle almal wêreldwyd. Dit het daar begin verlede jaar. Dis hoekom ons almal suffer. En nou moet ons maar vra wat se rekords kan oop wees en ons moet bewyse lewer hoekom die rekord moet oop wees, maar dis wêreldwyd geblok. Dis vol van hulle. Nie is die poppie nie. Dis 'n ooreenkoms. Jy het geteken jou rekord sal nie oop beskikbaar wees nie.
Jy het geteken met 'n government organisasie om te sê, hierdie rekord sal net beskikbaar wees vir ons mense in ons land en ons argiewe, nie oopie, dan gaan hy. Toe. Hierdie is 'n bietjie inligting. Die eerste versameling van rekords begin in 1890. Dat die eerste keer 'n groep mense mekaar gesê ons gaan wêreldwyd begin to collect records. En dis waar hulle nou is. Dit is wow. As jy dink, dit is nou 'n bietjie, wat is nou 132 years? Dis massiewe werk. En dit begin met 'n groep mense wat gesit het en gedink het, wow, ons kan iets doen. Nou 'n bietjie van die geskiedenis van wat hulle gedoen het. En jy kan sien hulle het begin met boeke daar. Toe het hulle begin op daai stadium eers met mikrofilms. Maar nie in Suid-Afrika nie. Hulle het eers in die 70's begin met die eerste kontrakte met die RGN was in 81. Wat hulle anders te gedoen het voor hulle RGN ooreenkoms, weet ek nie. Maar die filmbureau was die organisasie wat meeste van fisiese rekords wat julle nou verstaan, vir film het. En film het by kerke en government organisasies. Hulle het nie gegaan na die NG Kerk argief nie. Die RGN het wyd gefilm. So, they started in that year, but mostly in America. So, only in South Africa, 1981. Toe het julle gesien die series, en julle weet daar's massiewe series beskikbaar, en toe het hulle begin om die images oor te dra, en toe weet julle GISA het hier so oopgemaak in Stellenbosch. Maar onthou hulle het eers toe begin in Amerika. Hulle was nog lank so, toe voor GISA nog toemaak, toe begin hulle nou al ons series aanstuur, external hard drives, en daar was 'n ooreenkoms met GISA, dat die goed moes nie elektronies beskikbaar sou gestel geword het nie. Dit is ons ander gaping. Toe hy vir ons besoek by CPUT, toe sê hy vir ons, baie van die records waar daar ooreenkoms was met GISA, they had agreements that GISA would only be the provider and have it available. Some of those records will not be available until there's another agreement in place for the records to be available. And most of it is NG Kerk archives records. So that's another level of what items and so on, wat is meer sit. En as jy kan sien, daar so, dis maar baie onlangs wat hulle begin het om van die mikrofilms en goed ontslae te raak. So dis nie so lank wat jy family search regtig online kan kry soos wat ons sê, nou baie kort. And they've done a lot of work. Goed, Rootsteek. Ek gaan vinnig die Rootsteek hardloop. Rootsteek was nou die laaste gedeelte en toe ek die eerste dag van Rootsteek het ek genoeg gehad. 14,000 genealoë. Jy kry daar en staan jy dink, kan nie wees nie. En almal is op pad iewers heen. People going on their wheelchairs. Okay, people going on crutches. Perhaps. And there were even some policemen with big rifles and dogs. Because at that stage they were in war and they were very, very protective of us. That's from Africa. So, but my team said to me, "But where were you today?" I said, "I visited the library. I spent most of the time with those vendors because I couldn't get enough of the vendors. I didn't want to go and sit in a room listening to a talk like this when I can speak to a vendor. I could like, nice stuff here for you." So ek het net laaitjies versamel and chocolates, the real librarian in a bag full of pens. Okay, so this is the entrance of a hall that is 3 times the size of 3 rugby fields, if you can imagine. You come in, hey, maar die conference center is a mess. I mean, everything in their food is big, people's big, conferences are big. So 14,000 genealogists and everybody on their own mission. Everybody want to learn. Dis maar net so ingang, portaal, en dan alles wat hulle gepraat het oor, is nou by daai, ek het hom ingesit sodat julle kan sien, soos 'n lekker bibliotekaris, subject headings gegee, ek het daar na die Afrika ene gegaan, en jy kan nou gaan luister gratis, en net, en jy kan het geniet. En jy hoef nou nie meer 'n roetsteek toe wat verby is te gaan nie, jy kan sommer kyk wanneer jy wil en jy kan leer. Maar glo vir my AI by my hierdie oor uitgepeel, daai oor uitgepeel, hier uitgepeel, nou kan ek nie meer nie. Maar ek het teruggekom en 'n paar AI goed gaan toets op my navorsing en ek het begin. Wow. So they miles ahead. Absolutely miles ahead of what they are doing, are they interpreting, are they not afraid of trying, experimenting. Doesn't matter how old you are. Gaan kyk 'n bietjie, ek los hom daar. Julle kan maar net vir Rootsteek intik en julle gaan hierdie goed te kry en gaan luister. Heerlik. Dis nou maar net so die voorkant van die konferensie trek. Wie inkom. Hierdie is julle dink
Hierdie ding het aangegaan van 'n Woensdag tot 'n Saterdag. Ons moes elke dag gaan. There's no skipping this because we were in a team. So they fed you in the morning, they fed you in the middle of your day and the afternoon, and they check you. So what did you do today? And 11 o'clock you need to be here, 2 o'clock you need to be there. Okay, they paid, you go. So the Saturday we had a little bit of freedom. And I said, okay, I'm going to do the last stalls. We were not ready for this. Children, all over. Everybody that came, because the Saturday was an open day. It looks like families, because families are very important for the LDS. So your family, and if you've got 10 children, they're all there. And you don't need to take care of your children, they are just there. They're part of a big family. It's amazing. Wat sê jy dan? Vir was my kind. Hey, ek het hom hier gelos. Those policemen with his dog is taking care of them. And you can see, so they've got fun activities for children. That Saturday was fun activities for children, recording with children. Okay, daar was groot mense ook wat tussen daai balle gespeel het, hoor. That one corner that looks very sad for societies. They call it the society pavilion. Hey, kyk, en daai mense was lustig. Where are you from? South Africa. Oh yeah. I know somebody. One Jewish genealogy society. He said, ek was in Johannesburg. Praat Afrikaans. Many years ago. I said, now you see a South African. It felt like I was only South African. No, not really. So they just didn't want to let you go. And I thought, wow, this is amazing. This is the area where they promote and offer opportunity for small societies like ourselves that have a space that can help somebody. And the passion that you get here, but I mean, they just grab you if they can get you. There was a space for the small to the very big. This was nice because each one you could see from different areas in America, specialization fields. So I felt comfortable. En ek het sommer so lekker geweest om op te team saam met een van die groepe en sê, so dit vir ons 'n GGSA ding ook daar. En sê net daar's mense in Afrika wat ook navorsing doen. Hierdie ding, ek het hom van die verkeerde kant af benader. Ek dink, wat's 'n toilet? Ek kom van die ander kant af. Ek dink, ja, okay, nee, dit kan nie wees nie. Now, this is recording booths, soundproof. Wonderful idea is that you can put this in any community space and have it available in any language. And it's got all the equipment, you can videografeer yourself daar, jy kan lekker gesels daar, nonsens en so aan, en later dan kan iemand het uitsorteer. This was absolutely beautiful. Al mense sal onthou, jare gelede was daar 'n groot bedryf in die GGSA, almal moet geakkrediteer word. Moet reg wees en net die standaarde kan gebruik. Ek weet nie almene of jy kan onthou nie, daar was so beweging gewees. Hey man, dit het ons amper lam gemaak. Die mense is baie ernstig. Daar is soveel societies of soveel groepe wat geheg is aan universiteite wat genealoë accredit. Maar kyk, ek het 'n paar van die blaadjies hier, soos van julle belangstel om 'n bietjie daarna te kyk. You are really welcome to have a look at it. Then I stand in front of them and I said, I'm a culture historian, I'm a librarian, and my master's is in genealogy. What else can you offer me? You've got a master's with genealogy as serious? I said, yes. It took me many years, and oh no, okay, it's fine. They show you how you need to build your portfolio. Show you understand the resources. Ek sê, verduidelik maar goed. Ons gaan kyk. Julle kan maar verduidelik. Ek vat julle blaadjies. Dankie. Ek dink dit is iets waar ons wil beweeg. Nie na hierdie gesprekke, hierdie mense wil net geld maak. Okay, this course and that course, ek sê net wat's gratis. Sê net vir my, stel net belang aan die gratis. En die ander ding, wat my baie gepla het, remember with the whole movement of oral histories. The quick fix to write your book was almost on each corner. Do this, come talk to us, we'll write your book. So you tell your story en dan goed, dan gaat jou boek, kry genealoog, hy voeg die genealogie daarby en dat jou boek, lekker prentjies by. Jy gee vir ons 'n paar, hoop jy betaal ons en dan gaan ons. So the happiness of quick publications, I've seen this, and the money being made with genealogy, I've never seen it in digitization of your images that's not available and publishing your own book. But you can see they take a video of you, take your book, your knowledge, rework it in 3 months' time. After you pay, you will get it. Well, ek wil nog sien. You can see the type of stalls. It's like homes. This is massive. Each stall, big stalls, had little workshops. So you had conference and talks taking place. Then there was workshops
advanced searching in family search, specific. So you can say it was half an hour sessions. That half an hour, they talk about a specific topic. But you have the opportunity. There's a ancestry toolkit. So you can now gaan sit and say, I'm struggling with this. And then you've got your expert sitting with you as long as you want to. There's no limitation. You can sort out things. So you had people sitting there working on genealogy and they had an expert for free. Ek het dit ook baie geniet. Nicest carpets, coffee tea if you want to. There they go, all for free. Then just things that's happening. Ag, ons weet van Find a Grave. Ek vra vir hom, what's available in South Africa? What do you have? Hy gewys vir my al die goed wat afgelaai is van ons site, hoor. Hulle het dit alles. Dan dink ek, dis fantasties. Gaan maar rustig voort. The amount of vendors, not vendors, I saw him as a vendor type. Small store, want to make a buck, not very open, very close about where the information came from. Very sources, you need to go deep into the site to see where it came from and who. So ek het hom daar uitgevra oor 'n bietjie van Suid-Afrika se site. Dit was nie baie gemaklik nie. Then we're talking about AI, related faces. It's a paid for platform as well. But they're working with Library of Congress. Library of Congress have a lot of photos that's openly available, but they've got no content. So they work with genealogy sites and see if they can find images and see if they can, you can see here, they like the 99.9. So they look at who's the person and then they feed back into the Library of Congress if they find information that's freely then available. So slowly, they're looking at different collections. And we were talking about what collections, but it's very much American based. But for national libraries to work with paid for institutions that is willing to design and help and evaluate at a cost to link these people, link the records from that library into your family trees, you can pull it off at a price. So you pay for the data evaluation that they already did in their platforms. Ek was net gedink, hierdie hou is baie van. And I like the interaction between platforms for free and open material because they're adding back, they're pushing back into libraries. Elke dag was daar 'n algemene gesprek met 'n baie goeie persoon wat kom praat oor hulle genealogie. En nou kan julle maar net so sien, dis so 1/2 van die matriek. Gelukkig is ons VIP, ons dan voorste sitplek gehad. As jy daar kom en jy moet daar ou kyk daar op 'n bord, dan is mos dieselfde nie, want jy het amper 'n verkyker nodig. So ons het VIP sitplekke gehad, ons kan al die goed van voor af gekyk het en as jy uitgekom het dat jy 'n stresbal gekry het, glo vir my dis baie stresvol. Net om die energie. You know, the energy in that hall and everybody just go, whoa, for a spot when these sessions took place because it's top class football players. Groot sterk ouens wat kom praat oor genealogie. Dan dink ek, ja, wanneer het ons iemand soos dit wat by ons kom praat? Ons gaan dalk ook sulke sale moet hê. Net so as te afsluiting, ouens, en dis wat Elmien ook vir julle so vertel het, dit was in die winter, Elmien, het gesneeu ook. Was 2 dae wat is gesneeu op ons kop. So ons het nou nie die pragtige tuine gesien nie. Ons het net baie dowwe tuine gesien. En hierdie groot tempel van hulle is onder konstruksie op hierdie stadium. Dis hulle groot tempel wat volgende jaar Februarie gaan reg wees. Die tempel het begin sak. So hulle moes hom van onder af verstewig. And because they're on a earthquake sort of area, they were concerned that this thing gaan gat uit. So they've got a museum area here that they showed us. It was not open for the members, it's only open for the public, where you can see all the customs that they sort of follow within the LDS, you know, all the different steps that you need to do to link your family to the heavenly family. So we've seen that, and it was quite something. And that is open for the public from April this year, where anybody that want to go and visit Salt Lake City can get an experience of what the LDS is really going to do. But the good news for us in the Western Cape is that they are building a temple in the Western Cape. It is daar naby Valkenburg. You can see there's besig met 'n stuk grond daar. So they're building a temple that will be open at some point, but before it's inaugurated as a temple, it's open for guests. So we will have the opportunity of seeing this, what is really happening in the temple. So I've seen this in Zim because I traveled with them beginning of Feb to Zim, where we saw a temple before it were inaugurated. And this visiting center there that showed us what's really into the temple.
So this was us going to church, to the building here. With the tabernacle wat hulle daar het. You will see the big conference areas that they've got. We've been in this area as well. This is the big church, if you can say now, that's mostly used by everybody. It's massive. And it's used by the choir. Just some snow that you see, we played in those mountains at the top. They gave us the wonderful Salt Lake City experience. But moving forward, I look at what Family Search do a lot different. I look at what libraries can do. What we in genealogy is going to see in future. I've seen that. I've seen the passion in a different way with the clowns. So, yeah, at the bottom, I took this photo. I said, stand still. You know, like, ek moet hierdie ding net stil hou, want ek moet nou hierdie foto kan kry. Everywhere we went as a group, photo. And you must remember, most of those people are not researchers. They're archive people. They are people that don't want to see people. They just want to enjoy documents. And here, people are jumping up and down. Photo. Okay, so this is just a video that I took because I thought plain photos is not going to tell you exactly what's really happening there. But this is genealogists. This is just ancestry's booth, so that you can see. And you can see the type of people. And this is some of the workshops that they did. But can you see, no photo can really capture these moments. And I thought, what must I bring home? There's something I want to show you. This is a university that's working with Family Search. Can you see there? This is a librarian when I wanted to print out my... It was amazing what this university did with Family Search records. Amazing. Ons is nou by, dis my records hoor. Daar is by 19. And each one that you click on links it as if you're in Family Search, but the display is a friendliness. So they're working not just with what their technicians and their people can help us with. This is available, yes. I asked, is this available? They said, when you're in Family Search, on the first page, you can see, I took a photo of the URL. So if you're in Family Search and you're in your family tree, you open this site and it pulls it automatically in and you can do this. It's just a tool. It's a research tool that just show you, and when you do a presentation, dis mos lekker om dit te wys. As net daai lekker ding wat jy met almekaar klik. The investment in genealogy that Family Search is doing, they maybe harm us now a lot by not having records available. And yes, they are willing to open records. They are working with us now. Western Cape branch hopefully will be the first affiliated library. Now, the question is, what will be in that affiliated library? When you come here as a member, what can you see? But it's a question of what do you want to see? Because remember, the owners must give us the owner, alles, ek dink ook so. So the owner must give you the right that this can be on a platform. But having a space, this space, having a person and having knowledgeable people. Okay, so it's contracts that they need to sign with hulle and the branch. And Nikki, die lekker ding is, jy het gevra wat van CPUT? Hoekom die CPUT nie? The director said yes. Before I left, I said to him, I've got this amazing thing that we're working on. I said, it's reg vir onderhandelinge. I said, but are you still ready? Because you're leaving us end of June. I said, yeah. I must move very quickly. I've got 6 weeks to get him to start this process. We have those same discussions. Because if we know that in a university library you can go to as well, it will gaan bibliotekaris hier so baie. On the next phase is that all the provincial archives, National Archive staff were with me. They're very keen on having an affiliated library. But with all the network issues and how your firewalls and so on, it might be a standalone PC within Pretoria. Now that's not going to help us much. Mm-hmm. So we said, can't I convince the people in all the provinces to, if you go to the archives, that's an open space, have at least a collection available that people don't need to go through all these books, find things and so on. Because they can have a standalone or they can have something that is linked to the IT. But in government institutions, mostly
most likely going to be a standalone. So there's movement, it's just a question of contracts, it's not going to be overnight, and it's a question of what's going to make the difference. And what the owner of those records will be able to allow us. Maar vir nou, ek sê stop as 'n rekord sien wat geblok is, wat nie moet geblok wees nie. Nikkie is ons persoon en daai inligting sal direk gestuur word sodat dit oopgemaak kan word vir julle. We have some work to do. En daar's dus Simone wat baie van hierdie werk vir ons gaan doen. So good luck Simone. Maar ons gaan saam met jou werk as ons bemarkingsbestuurder. Sy het 'n groot challenge hierdie jaar. Goed. En ek gaan nou vir julle ietsie speel. Ons het aangekom die Sondagoggend. In die Sondagmiddag te sê dat daar is 'n oral uitvoering in dieselfde tabernakel. En ons gaan luister na daai oral uitvoering. Maar ons het nie gedink ons afsluiting gaan so wees nie. So ons begin was 'n oral uitvoering wat ons in privaat kon doen en hierdie. En hulle het gesê hulle speel dit spesiaal vir ons wat van baie ver gekom het om saam met hulle te wees in hierdie tyd. En hulle hoop hulle sien ons weer.